Goeiemôre. Jy luister na die 58ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Ons tema is Dryfkrag 11 vir optimale breinfunksionering, sensoriese integrasie. Ons het nou gekom by die laaste van die 11 dryfkragte vir optimale breinfunksionering, soos beskryf deur die neuroloog Dr. Etienne van der Walt. Ek hoop werklik dat hy 'n boek hieroor in Afrikaans sal publiseer, wat vir almal toeganklik sal wees. Ons brein funksioneer altyd in die konteks van ons eksterne omgewing. Julle sal onthou toe ons gepraat het oor abstraksie, dat ons brein voortdurend innerlike voorstellings maak van die eksterne omgewing. Die hoeveelheid sensoriese inligting wat ons liggaam per sekonde verwerk, is duiselingwekkend. Ons visie verwerk ongeveer 25 miljard grepe inligting per sekonde. Voeg nou by die visuele ook gehoor, gevoel, reuk en smaak. Die voortdurende proses waarby sensoriese inligting verwerk word, vind grootliks plaas in die onderbewussyn. Dit is veral die reuksintuig wat die merkwaardige kapasiteit het om gedrag aan te dryf deur geheue te ontsluit wat diep in die onderbewussyn lê. 2 weke gelede, vroeg die Saterdagmôre, klim ek saam met iemand in 'n voertuig wie ek slegs nog ontmoet het. Dis 'n koel oggend met 'n vars briesie wat by die oop vensters instroom. Die persoon vra, "Gee jy om?" terwyl hy gelyktydig 'n sigaret aansteek. Die volgende oomblik oorweldig herinneringe my. Die oomblik toe ek die reuk van die sigaret ruik, toe oorweldig herinneringe my. In so 'n mate dat ek vir 'n oomblik gedisoriënteer is. Nie alleen met herinneringe nie, maar 'n warboel van emosies. Dit het my etlike sekondes geneem om tot verhaal te kom. Ek praat van 10-15 sekondes. En die sigaret wat hy aangesteek het, was 'n Camel handelsmerk. Dieselfde wat my pa vir 'n baie lang tyd van sy lewe gerook het. Terwyl ek daar gesit het en hy sigaret aansteek, het my kop vir 'n oomblik in heeltemal 'n ander rigting gegaan. Die wat my ken sal weet, ek is geen aanhanger van rook nie. Maar voordat ek kon kies waaraan ek dink, neem daardie reuk my daai oomblik terug in die teenwoordigheid van my pa wat hierdie maand reeds 14 jaar gelede oorlede is. Maar nog verder as dit, want hy het reeds die laaste 5 jaar van sy lewe nie meer gerook nie. So in 'n enkele oomblik neem my reuksintuig my terug bykans 20 jaar in die verlede in. Asof geen tyd ooit tussenin verloop het nie. Ons brein is merkwaardig. Die wonder daarvan is ons vermoë om die sensoriese inligting te integreer. Dit maak die lewe nog meer interessant. Terwyl ek teruggeneem word in tyd deur my sintuie, dink ek met dankbaarheid terug aan die vroegoggend visvang uitstappies, wanneer ons dou voor dag vertrek het, altyd met oop vensters en 'n koel oggendbries wat by die vensters instroom. Ek beleef eintlik die gesprekke wat ons gehad het terwyl ons op pad is daarheen. En ek is daardie oomblik dankbaar oor toe, en ek's dankbaar oor nou. Want my pa het my van die veld geleer en 'n liefde vir die natuur. My pa is die een wat my die eerste keer bewus gemaak het van die voëls rondom ons. Die vermoë om sensoriese inligting te integreer is wat ons as skepsel so merkwaardig maak. Dink maar aan die oomblik wanneer jy iemand vir die eerste keer ontmoet. Hoe jou sintuie gesamentlik 'n geheel indruk vorm van die persoon. Die handdruk, oogkontak, liggaamstaal, parfuum, postuur, stemtoon. Ons onderbewussyn fynkam al die sensoriese leidrade om 'n eerste indruk te vorm. En baie dikwels is daardie heel eerste indruk al so akkuraat dat dit op die langtermyn bly. Ja, soms is dit onakkuraat, maar baie dikwels weet ons in daardie oomblik veel meer van daardie persoon as wat net daardie oomblik aan ons bied. Want met sensoriese integrasie verkry ons die inligting uit die verlede en die hede en ons vorm daarmee 'n geheel indruk. Ons maak 'n abstraksie van
ons eksterne omgewing. Ons is wesentlik sensoriese mense. Met ons werksomgewing en ons leefomgewing, wat 'n geweldige effek het op die manier hoe ons die wêreld beleef. Ek onthou, ek het een keer met 'n professor uit die Kaap uit gepraat, ons het saam aan 'n projek gewerk oor jeugnavorsing. En ons begin praat oor stokperdjies en daar vertel sy vir my, dat sy nie werklik die kreerwiltuin verstaan nie. En ek kyk so met 'n frons na en sy sê, waar ek groot geword het op die Kaapse vlakte, was al wat my omring het, was sinkhuisies en blootgelegde grond. En sy sê, dit neem van haar bepaalde konsentrasie en nuwe maniere van dink, om dit te verstaan. 'n Mens besef nie altyd hoe jou omgewing, waar jy leef en werk, effek op jou het nie. Navorsers vertel vir ons dat selfs die struktuur van jou huis waarin jy groot geword het, waarin jy bepaalde herinneringe gehad het 'n effek later op jou lewe. Kom ons praat vir 'n oomblik oor ons werksomgewing se effek op ons vermoë om te konsentreer. Dink aan die impak van kleur, geluide of geraas, musiek, afleidings, onderbrekings, die tipe stoel waarop jy sit. Selfs die hoogte van die plafon van die vertrek waarin jy werk, veral as jy baie kreatiewe werk moet doen. Die uitsig voor jou as jy dalk 'n skrywer is. Dink aan die volgende voorbeelde. Verskillende kleure beïnvloed ons brein se funksionering. Blou agtergronde bevorder kreatiewe denke. Rooi agtergronde bevorder detailgeoriënteerde take. Wanneer iemand kreatief wil dink, is hoër plafonne verkieslik bo enger vertrekke. Navorsing wys dat mense in 'n plek waar middelmatige geraas teenwoordig is, beter konsentreer is in plekke waar dit te stil is of te lawaaierig. Mense onderhandel klaarblyklik rustiger, gemakliker, wanneer hulle op sagte banke sit. Onthou dit nou maar, as jy die volgende keer met jou vrou onderhandel oor daai golfdag of golftoer. Kies maar 'n sagte bank, miskien met 'n blou agtergrond. Wanneer ek so deur die strate ry en mense sien werk in hulle tuine, hulle omgewing kleurvol dekoreer, dan dink ek daaraan. Dis eintlik maar sensoriese integrasie. Ons kan nie alles in die wêreld beheer nie, maar ons kan wel die wêreld rondom ons mooi maak, herskep, dekoreer. En dan dink ek terug aan die tuin van Eden, toe God vir die mense tuin aangelê het. Goed om na te kyk en goed om van te eet. Dink weer daaraan. Nie alleen 'n wêreld om van te leef nie, maar ook 'n wêreld wat mooi is om na te kyk. Hiermee het ons nou na al 11 dryfkragte vir sensoriese integrasie gekyk. Skryf dit neer. Plak dit op jou yskas, in jou kamer, in jou studeerkamer. Doen jouself 'n reuse guns en maak dit deel van jou daaglikse lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons elke dag kan leer. Dat ons nog soveel het om te leer oor ons eie liggaam, ons eie brein. Laat ons onder die diep indruk van die wonder van U skepping. U het ons inderdaad wonderbaarlik geskape. Dankie dat U vir ons 'n lewe gee, nie alleen waar ons alles het om van te leef nie, maar ook alles om voor te leef. Nie alleen 'n lewe waar ons genoeg het om van te eet nie, maar wat ook mooi is om na te kyk. Dankie vir U goedheid elke dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.